Nou reg. Dankie daarso. Goeiemôre broers en susters. U is hartlik welkom in die huis van die Here. Dit was nou lekker geweest om vanmôre so te sit en te kyk hoe pa en ma met die kinders ingestap kom in die kerk in. Dit laat my dink aan Joshua wat gesê het, ek en my huis, ons sal die Here dien. Dis goed so, ons kerk het hoop as pa en ma en die kinders so in die kerk is. Die afkondigings. Die deurkollekte gaan vir die bedieningsfonds. Ek gaan nie alles lees nie. Ek kan dit gaan lees. Die geloofsofferkoeverte vir Mosambiek se sending word ingesamel. Daar is nie vanoggend tee of koffie in die saal nie, want die gemeenteete is so 'n bietjie later. En baie dankie vir die onthaalde komitee wat dit alles gereël het. As 4 kinders wat die week verjaar, Albert Steinvaart. Julle gou vorentoe kom, julle Bybels kom haal. Volgende ene is Adrian Kutse, vir Adrian het ek gesien. Kylie Koetser en Zandri Opperman. Wat sien nou? Hallo Kylie. Baie geluk hoor. So op jou jaar is mooi en blank. Adrian, baie geluk, so op jou jaar is mooi hoor. Terwyl hulle terugloop, gaan ek so lank aan. Daar kom 'n man aan. Albert, baie geluk met jou verjaarsdag. So op jou jaar gaan mooi wees hoor. Nou kan ons aangaan. Ons verwelkom nuwe lidmate in die gemeente. Dis die Van Rooyen gesin en Fafani Smit. Dis baie welkom en ons hoop u gaan baie gelukkig wees en inskakel by die gemeente. Die kermiskomitee vergader maandag die 3de Junie om 6:00. Al die sameroepers van die tafels moet asseblief kom. En dan die verkiesing van nuwe kerkraadslede, as 'n klomp name. As jy nie gaan lees, gaan jy nie weet jy's gekies nie. So jy moet nou die afkondigings gaan lees asseblief. Ons bevra u voorbidding vir die persone. En dan is daar die wolprojek en die proppies projek wat u nou al ken. Ons vra dat u dit ook weer sal na kyk. Baie dankie. Kom ons raak stil voor die Here. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader, Jesus Christus die Here en ook van die Heilige Gees. Kom ons sing as ons loflied uit lied 3, 4, 5, daarvan die 3de en 4de verse.
Na die wet sing ons lied 276, daarvan die eerste en tweede verse. Ons luister na die wet soos dit opgeteken is in Markus 12 en in Romeine 13. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" En Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." En dan lees ons in Romeine 13 oor die tweede gedeelte van die wet. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie steel nie. En jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. In Romeine 5 vers 1 lees ons: God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Wat glo? Dis onder andere dat ons glo dat Jesus Christus die Here is. Dis hoekom die tweede deel van die vers sê: Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Ons kinders, julle hoef nie vir God bang te wees nie. Jesus het ons saak met God klaar reggemaak. Kom ons doen belydenis van ons geloof in die woorde van die 12 artikels. Ons doen dit saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees
en 'n ewige lewe. Die kleutertjies kan gou vorentoe kom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons buig vanmôre opnuut voor u grootheid en u heerlikheid. Ons buig ook voor u Heilige Gees, voor u wat in ons werk en vir ons die pad wys wat ons moet loop. Here Jesus, dankie dat ons weet u leef. U is die lam, die leeu van Juda, maar hy toegelaat dat u soos 'n lam geslag word. U het al die heerlikheid, tog was u die nederigste hier op die aarde. U is absoluut regverdig, maar tog so genadig dat dit u lewe gekos het. U is self God, maar is steeds afhanklik van u Vader. U is absoluut goed, maar het in ons plek die bose verduur. U kon die skrifgeleerdes stom slaan met u wysheid, maar terselfdertyd het u tyd gehad vir kinders. U kon die storm stil maak in die almag, maar u slaan nie die dood wat u aan die kruis vasspyker nie. U is ons Here. En voor u buig ons vanmôre, waar ons Woensdag gaan stem vir 'n nuwe regering. Wil ons vra dat u wil sal geskied. Want u weet beter vir ons. Praat vanmôre met ons. Gee dat ons onsself sal ondersoek en dat ons sal verstaan waaroor dit in die godsdiens gaan. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit Rigters 17 en 18. Rigters 17 vers 1. Daar was 'n man uit die Efraimsberge, sy naam was Micha. Hy het vir sy ma gesê, daar's 13 kg silwer van ma gesteel. Ek het gehoor hoe ma dit vervloek, maar dis by my. Ek het dit gevat. Toe sê sy ma vir hom, mag die Here jou seën, my seun. Die man het die 13 kg silwer vir sy ma teruggebring en toe sê sy, ek wy die silwer 'n belang van my seun aan die Here. Jy moet daarvan 'n afgodsbeeld maak. Ek gee dit vir jou terug, my seun. Nadat hy die silwer aan sy ma terugbesorg het, het sy so wat 2,5 kg daarvan gevat en vir 'n silwersmid gegee om 'n afgodsbeeld te maak. Dit is toe in Micha se huis gesit. Micha het naamlik sy eie tempel gehad en hy het 'n efodbeeld en afgodsbeeldjies gemaak. Toe het hy een van sy seuns as priester gewy. En die seun van Micha en die seun het Micha se priester geword. En daardie tyd was daar nog nie 'n koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. Daar was 'n jong man uit Bethlehem in Juda wat aan die Juda stam behoort het. Hy was 'n Lewiet en het as vreemdeling in Bethlehem gewoon.
Hy het van daar af weggegaan om 'n ander woonplek te gaan soek. Hy het op Efraimsberge uitgekom by die huis van Micha om daar 'n heenkome te vind. Micha het vir hom gevra, "Waarvandaan kom jy?" En hy het geantwoord, "Ek is 'n Lewiet uit Bethlehem in Juda en ek is onderweg op soek na 'n woonplek." Toe sê Micha vir hom, "Bly by my en wees vir my 'n leermeester en 'n priester. Dan gee ek jou 114 gram silwer in 'n jaar in kos en klere." Die Lewiet het ingestem om by die man te bly en die jongman was vir Micha soos een van sy eie seuns. Micha het die Lewiet as priester gewy en die jongman het Micha se priester geword en in Micha se huis gebly. Toe sê Micha, "Nou weet ek die Here sal vir my goed wees, want die Lewiet het my priester geword." En dan bly ons na Rigters 18 vers 19. Daar het 'n klomp manne van Dan by Micha se huis aangekom. En nou hoor ons hier, maar hulle sê vir hom, "Bly stil, moenie praat nie. Kom saam met ons en wees ons leermeester en priester." Dis nou vir die Lewiet. "Is dit vir jou beter om priester te wees vir een man se huis of vir al die mense van die stamme Israel?" Die priester het was tevrede en het die efodbeeld, die afgodsbeeldjie en die godsbeeld gevat en saam met die mense van Dan gegaan. Hulle het toe weggedraai en vertrek met hulle kinders en vee en besittings op die voorpunt. Toe hulle eind weg van Micha se huis, het hy die hulp ingeroep van die mense wat in sy omgewing bly. Hulle het die mense van Dan ingehaal en vir hulle geskreeu. Maar die mense van Dan het omgekyk en vir Micha gesê, "Wat is dit met jou dat jy so te kere gaan?" Toe sê hy, "Maar julle het my God wat ek gemaak het gevat en ook my priester en nou gaan julle weg. Wat het ek nou oor? Hoe sê julle vir my, wat is dit met jou?" Die mense van Dan het hom geantwoord, "Moenie hier by ons kom staan en lawaai nie. Net of val 'n klomp roekelose manne jou aan en dan maak hulle jou en jou mense dood." Toe trek die mense van Dan verder. En Micha het besef hulle sterker as hy. En hy het omgedraai huis toe. Tot sover. Ek wil vra as ons nou vanmôre na die boodskap luister, dat ons sal dink oor ons eie verhouding met God. En watter mate ons by sy reëls inval en hoe ons hom aanbid. Die boek Rigters vertel in die eerste 16 hoofstukke van die boek hoe God vir sy volk leiers voorsien het in tye van krisis. Maar hoofstuk 17 tot 21 vertel hoe dit gaan as die leiers hulle nie aan God stuur nie. En daarom maak die skrywer van die boek Rigters kort verskoning en sê onder andere in hoofstuk 17 vers 6, in daardie tyd was daar nog nie 'n koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. Die man oor wie dit in hierdie gedeelte gaan is Micha. Dan moet ek vir julle sê, hy was soos die man wat gesê het, ek het vir die Here gebid dat hy my 'n fiets moet gee. Maar ek het geweet dit werk nie so nie. Toe steel ek maar 'n fiets. En ek vra dat God my moet vergewe. Toe het ek mos 'n fiets. Die Micha van wie ons hier lees, was 'n ander Micha as die een wat die boek Micha geskryf het. Hierdie Micha was 'n dief. Hy het 13 kg silwer by sy ma gesteel. En toe hy die vreeslike vloek hoor wat sy ma uitspreek oor die een wat haar silwer gesteel het, het sy moed hom begewe.
Toe gaan hy maar na sy ma toe en sê, ma, hier is die geld wat ek geneem het. Sy ma was bly, maar ook 'n bietjie bang vir die silwer wat sy vervloek het. En daarom spreek sy goue seën uit, om die vloek uit te skakel. Klink maar bietjie by gelowige in elk geval. En dit lyk toe of Micha probeer regmaak het vir sy steelery, deur so 'n bietjie godsdienstig te probeer wees. Eintlik vertel die episode van die godsdienstige verval in Israel van destyds. Maar by Micha was dit 'n geval van, maak nie saak wat jy glo nie, solank jy daarom net glo. En die arme Micha het die bal heeltemal misgeslaan. Soos ons dink. Ons kan ons godsdiens inrig soos dit ons pas. Ons sal kerk toe gaan wanneer ons wil. Ons sal bid wanneer ons die Here nodig het. Hoe het Micha sy eie willige godsdiens gelyk? Op die oog af was hy nie onverskillig nie. Hy was nie 'n ateïs nie en hy was ook nie 'n godlonaar nie. Hy was ook nie afsydig in sy godsdiens nie. Hy het bepaalde godsdienstige gevoelens en oortuigings gehad. Hy wou godsdienstig wees. En hy wou vir God dien. Daar moet ons nie twyfel nie. Wat was die probleem dan? Die probleem was die manier waarop hy vir God wou dien. Hy wou self besluit hoe sy godsdiens sou wees. Hy het hom nie gesteer aan wat God van hom in die godsdiens verwag het nie. Hy het sy eie besondere godsdiens gehad volgens sy eie smaak en denke. Micha het sy eie private godsdiens op 'n twyfelagtige grondslag gebou. Hy het vir homself 'n godshuis opgerig. En die nodige was daarin 'n skouerkleed om mee te aanbid, afgodsbeeldjies, 'n huisgode. Daarbey het hy toe sy seun aangestel as sy priester, want mens moet daar mos nou, as jy 'n godshuis het, 'n priester hê. Hy het hom nie gesteer aan die verordeninge van God, dat slegs 'n leviet as 'n priester kon dien, wanneer hy vir God aanbid. En hy het hom ook nie gesteer aan die verordening van God op daai stadium, dat hulle hom alleen in die tempel in Silo kon gaan aanbid nie. Dit was vir Micha makliker om sy eie godshuisie te hê, as om na Silo te moet gaan. Om homself moeite en opoffering te spaar, het hy sy eie tempel opgerig. Hy wou nie moeite met die godsdiens hê nie. Solank daar net 'n godsdiens was in sy huis, 'n lekker, gerieflike godsdiens. En Micha se godsdiens het nou nie veel van hom gevra nie. Hy het besluit hoe, waar en wanneer hy vir God sal aanbid. Hy het hom ook nie gesteer aan die gebod dat jy nie 'n beeld van God mag maak nie. En daarom rig hy van huisgode op en sit hy sy ma se beeldjie wat sy van God laat maak het. Sit hy dit self ook aan die tempel sodat hy self sy God kan sien wat hy dien. Hy steur hom ook nie aan die feit dat net 'n leviet as priester mag optree nie. Daarom is sy eie seun die priester. En so ontstaan 'n onwettige heiligdom en met 'n onwettige priesterskap. Hier geld God se voorskrifte nie. Micha se eie voorskrifte geld. Onthou, hy was nie onverskillig nie. Hy wou beslis godsdienstig wees, maar op sy eie manier.
en na sy eie smaak. Micha se wil het sy maatstaf geword vir sy godsdiens. Wat is die maatstaf vir jou diens aan God? Die skrywer van die Rigtersboek skud maar net sy kop en sê verskonend, onthou net, daar was nog nie konings nie. Elkeen het gemaak soos hy goed dink. Wonder 'n mens maar oor al die Michas van ons dag. Hoeveel mense is besig om hulle eie godsdiens vir God in te rig as 'n diens aan hulle self? Dis mos mode om vandag te sê, veral onder die jong mense, ek sal maak soos ek wil. As dit God pas, goed so. As dit hom nie pas nie, dan sit maar daarna toe. Mense verdraai die Bybel in ons dag om by hulle standpunte in te pas. En daarom moet ons vanmôre vir onsself vra, val ek regtig by God se wil in? Micha was toe nie baie in sy skik met sy seun as priester nie. Miskien wou sy seun nie maak soos wat Micha sê nie. Sy seun was in elk geval net as 'n noodmaatreël die priester. Iemand om 'n man wat godsdienstig te wees sy gewete te salf. En daarom was Micha hoog aan sy skik toe daar op 'n dag 'n werklose leviet op die plaas opdag. Micha het onmiddellik met hom 'n ooreenkoms aangegaan. Hy sou hierdie leviet 114 gram silwer 'n jaar betaal, plus kos en klere. In ruil daarvoor sou hy dan nou sou die leviet vir hom sy priester wees. So op 'n lompe manier kom 'n selfgemaakte heiligdommetjie in die berge van Efraim tot stand. Dit is 'n heiligdom met 'n dief, wat ook 'n bygelowige beeldeaanbidder was, en 'n werklose rondloper. Micha het vir die leviet gesê, bly by my, en wees vir my 'n leermeester en 'n priester. En dan wys die skrywer daarop dat die leviet vir hom soos 'n seun was. Met ander woorde, Micha is eintlik 'n beheer, en hierdie leviet is in sy diens. Die leviet sou moes sê wat Micha wou hoor. Hy was afhanklik van die geld en die versorging van Micha. Dus moet ek altyd sê, 'n dominee moet nie te gewild wees nie. En 'n dominee moet nie na mense se pype dans nie. Jy moet sê wat reg is. Want ons moet by die Here se wil inval. Maar Micha was doodgelukkig. Vir hom was sy godsdiens 'n lewenspolis teen teëspoed. En toe het hy sy hande gevryf en gesê, nou weet ek die Here sal vir my goed wees, want die leviet het my priester geword. Micha het gesorg dat die vorm van die godsdiens reg is. Daar was 'n godshuis, 'n skouerkleed en 'n priester. Maar die inhoud het ontbreek. God was nie in daardie godsdiens nie. Wie die woord van God verkondig, mag nie uitgelewer wees aan die wil van mense nie. God het sy woord gegee met sy voorskrifte van hoe hy aanbid wil wees en hoe ons voor hom moet lewe. In die aanbidding van God gaan dit nooit om ons eer nie. Dit gaan ook nie oor ons gemak nie. Dit gaan absoluut om die eer van God. Maar in Hoofstuk 18 gaan Micha se storie verder. Uit die suide van die land kom daar 'n klomp manne, spioene, uit die stam van Dan daar by hom aan. Hulle was op soek na meer grond. En toe gaan hulle by Micha aan.
En was hulle verbasing groot toe hulle daar 'n goed toegeruste tempel met 'n priester daarby kry. Hulle wou by die priester weet, wat maak jy hier? En toe vertel hy sy hele verhaal van wat Micha doen en wat hy hom betaal. En toe is hulle daar weg. 'n Paar weke later, toe kom daar 600 man van Dan daar aan, soldate. En hulle pak al die kosbarehede van Micha se tempel op en maak vir die priester 'n aanbod wat hy nie kan weier nie, en toe vat hulle die pad. God was net so binne in hulle godsdiens, want hulle was ook deel van Israel in daai tyd, as wat in Micha se godsdiens, hy in die Micha se godsdiens was. Roep Micha al die mense in die omgewing bymekaar en hy sit hierdie klomp agterna en skreeu vir hulle, stop, stop. En hulle vra toe vir Micha, nou, wat sit nou met jou? Wat bedoel jy, wat is dit met my? Sy antwoord, jy het my gode gevat, en my priester, en ek het niks oor nie. En toe antwoord die manne van Dan, moenie by ons kom staan en lawaai nie. Net of al 'n klomp roekelose manne jou aan en maak hulle jou en jou mense dood. En so verloor Micha toe alles. Die geld wat hy oorspronklik by sy ma gesteel het, sy beeldjies, sy tempel, sy priester. Die manne van Dan het weggeloop met die God wat hy self gemaak het. Sy God wat hy self gemaak het, kon hom nie help in sy uur van nood nie. En God wat in die hemel woon, wat die mens na sy beeld geskaap het, kyk toe hoe Micha se wêreldjie in duie stort. Jy weet nie wat verwonder my, is dat God nie vir Micha so doodgedruk het, soos wat sy mense 'n muur dooddruk wat vrypostig op jou tafel na die suiker toe op pad is. Daar's min dinge wat vir eie gewin so misbruik word as godsdiens. Wie godsdiens bedryf soos wat Micha gedoen het, vir hulle is die godsdiens net 'n leë ritueel. Ek was Sondag in die kerk. Ek hoop maar dit sal nou die res van die week reg gaan. Ek sien van die politici woon ook nou die kerkdienste by. Maar ek dink is eintlik om 'n toespraak daar te gaan maak. Ons moet onthou, wie met God handel soos wat Micha gedoen het, asof hy iemand is vir wie jy kan voorskryf en wat by jou moet inval, sal op die ou einde met niks sit nie. Godsdiens waar jy net doen wat jou pas, en waar jy doen wat jy wil, beteken op die ou einde niks. Jy mors jou tyd. Dit help nie om die tekens van die Here se genade te dra, maar nie 'n lewende verhouding met die Here self te hê nie. Mag die Here ons hier bewaar van 'n leë godsdiens. Jy weet, as jy gelowig is, en jy glo in die lewende God, kan niemand dit van jou wegneem nie, al kan wat ook al in hierdie land gebeur. Ons sal nooit hoef te kla, my God is weg. Of huil, wat sal ek nou doen nie? Ons godsdiens sal ook nie vernietig word nie. Want Jesus Christus is die Here. Mag jy net uitgaan en opnuut onthou wie God is. En ook as ons gaan stem, nie bang wees nie, hy is die Almagtige. Ons kan maar net inval by sy wil, as alles goed gaan. Amen. Hemelse Vader,
Help ons om altyd te dink oor ons verhouding met U. En te besef U is die lewende, almagtige, heilige God van hemel en aarde. Bewaar ons van 'n godsdiens waar dit net om onsself gaan. Dankie dat U die een is wat sin en inhoud aan ons lewe gee. En Heilige Gees, U wat in en by ons is. Help ons elke dag om te verstaan waaroor die lewe gaan. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Ek kry geleentheid om die Here te dien met die liefdegawe. Kom ons sluit af met die sing van lied 566, daarvan al 3 die verse.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troos en die bystand van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.